Ons kuier weer vanoggend saam met Frikkie van Logrenberg van IFSA. Ons praat vandag oor holistiese finansiële beplanning en wat dit alles behels. Goeiemôre Frikkie. Môre Peer, môre Jen, gaan we julle vanmôre. Jong, ons moet keer of dit gaan beter. Ag, ek hou daarvan. Moet net keer. Frikkie, ons het begin fokus nou op die einde van die jaar, daai lysietjies van ons is nou op datum. Ons begin al goedjies afteken, dis meer holistiese finansiële beplanning vir volgende jaar. Waarom is dit belangrik en hoekom moet dit in daai lysie ingesluit word? So as jy nou kyk hoe die to-do lysie nou aangaan, hy word mos langer en langer en langer. En as jy 'n bietjie tyd het, dan sit mamma net meer en meer goedjies daarby. So ons moet nou gaan kyk na die finansiële aspek van daai lysie. Jy moet boontoe gaan want dis kardinaal tot jou lewe oor die algemeen. Dis baie belangrik. So jy moet jou vra, soos wat jy jouself vra, is daar genoeg krag gekoop voor ek op vakansie gaan? Is die deure gesluit? Al daai tipe van ding. Jy het 'n finansiële oogpunt uit holisties, moet jy gaan vra, is my korttermynversekering reg? Is my goed reg verseker? Is my boedelbeplanning in testament, al die tipe van dinge, en gaan kyk nou na waar die markte is, wat hulle die analiste nou vir ons sê, dat daar 'n markregstelling tussen 40 en 60% kans binne die volgende 6 maande regstelling te gebeur. Is ek reg daarvoor? So die tyd is definitief daarso om holisties na jou totale pakkie te kyk. Waar begin ek met daai holistiese beplanning? Daar's soveel goeders wat jy genoem het. Wat is die beginpunt? So Jen, jy kyk voor elkeen se situasie is maar anderste en dit beteken iets vir almal. Anders. So as jy voor aftredebeplanning doen, na aftredebeplanning doen, dan het jy jou beleggingsbeplanning om seker te maak hoe jou beleggingsposisie is en hoe lyk jou situasie, en dan het jy belastingbeplanning wat nou heeltemal daai uiteensit, maar jou hoeksteen, jou begin en einde wat jy moet kyk is boedelbeplanning, is 'n boedelontleding, want 'n boedelontleding gee vir jou 'n presiese prentjie van hoe lyk jou finansiële posisie, van hoeveel belasting jy gaan betaal, moet betaal ensovoorts, wat jou huidige posisie is, en dit wys jou 100% wat die tekortkoming is. Dit is interessant jy sê by die holistiese beplanning, Frikkie, mens praat nie net van beleggings nie, jy praat nie net van pensioen nie, jy praat nie net van belasting nie, jy praat nie net van boedel nie, jy praat oor die algemeen van die holistiese benadering. As dit kom by boedel, soos jy nou genoem het, is die deel van daai holistiese beplanning ook die testament, want dit loop hand aan hand. Jy kan nie ordentlike boedelbeplanning hê sonder 'n duidelike testament nie. 100%, dis jou brondokument, dis jou basis. So alles wat jy nou jou hele lewe lank voor gewerk het en beplan het, moet in daai testament saamgevat word. En dit is die manier wat jy jou wense kan afdwing om te sê, dis presies wat ek wil hê moet gebeur. So die grootste moeilikheid kom in waar jy te veel belasting betaal, onnodige belasting betaal, en waar jy familietwis basies veroorsaak. Dis is ook maar 'n ding, jy wil nie dit gebeur nie, is as die testamentêre beplanning in die testament nie reg opgestel is om daai presiese wense vir 'n mens dan deur te voer nie. Is dit hoekom 'n testament die hoeksteen is van jou finansiële beplanning? 100%. Dit is jou basis, dis die begin, dis die einde. Net soos geloof die hoeksteen van 'n mens se lewe moet wees, moet jou testamentêre en boedelbeplanning moet jou basis wees van jou finansiële beplanning. Nou, een van ons kykers, sy naam is James van Kempton Park, hy wil graag weet, waar begin 'n mens dan nou met die beplanning? Maar kyk, gaan ek nou eers fokus op my versekering? Gaan ek nou eers my boedel goed doen in my testament? Moet ek eers check of my beleggingpensioen? Waar begin jy? Peer, dit is 'n proses, maar die beginpunt is kry kundige mense in om jou te kan help. Onafhanklike kundige. Stap 1. Kry 'n kundige mens om jou te help, want ja, jy kan DIY, maar daar is maar sekere spesialis goedjies wat die regte vrae moet gevra word, want jy weet nie presies wat se inligting moet bymekaar kry nie. En die tweede punt is soos ek sê, eerste punt is kry regte die kundige in. Tweede plek is kry inligting soveel as moontlik. Jy moet jou totale bate en laste struktuur, wat jou inkomste en uitgawes is, hoe lyk jou ordentlike jaarlikse begroting en finansiële state. Dat kan jy nou daai uitsitting doen, en dit is nou wat jy nodig het om vir die kundige persoon te gee om die somme te maak en vir jou presies te sê waar jou tekortkoming is, of is jy reg of is jy nie. Dis gaan jou gemoedsrus gee voordat jy lekker op verlof gaan. Nou so gepraat van somme, wat gaan dit my kos om alles te hersien? So ek het nou al hard gewerk aan, ek mag nie meer sê nee vir melktert nie, ek mag nie meer sê ja vir vetkoeke mins nie, ek mag nou niks meer sê nie. So wat ook al mense wil betaal of per definisie daarso sal ons aanvaar.
Skenk, ja. Ons skenk. Maar daar's nog baie tyd oor voor die einde van die jaar. So daar is tyd, ons het kapasiteit en ons het gesê dat die eerste 12 mense wat nou nog by ons uitkom, gaan ons heeltemal verniet vir hulle die funksie verrig. So ons sien uit na, soos ek sê, die quiches en so voort. Nou ja, dis 'n goeie een. Frikkie, wanneer moet ons nie net finansiëel praat nie, maar ook daai testamente hersien. Mense sê altyd daar is wel miskien 'n seisoen vir 'n testament, né? Ja, Pierre, jy moet maar een keer 'n jaar moet jy na jou situasie kyk, maar daarso is pertinente dinge, verandering in jou persoonlike omstandighede. Waar buite faktore, dis eksterne faktore uit 'n finansiële oogpunt of 'n persoonlike punt waar die beurs verander, rentekoerse verander, daar's verandering in die buitegedeelte en dan in jou lewe wat jou lewe basies verander. So dit is gesondheid kan een van hulle wees. Bates koop verkoop, jy tree af, daar's 'n geboorte of 'n afsterwe. Daar's maar sekere lewensgebeurtenisse, laat ek so sê. So daai lewensgebeurtenisse en veranderinge is daai voorbeelde wat jy nou vir ons gegee het. Afsterwes, siektes, die beurs, daai is alles wat jou kan impakteer. Definitief. So Jen, ek het twee pertinente punte wat ek verder sal uitbrei op daai, wat 'n mens nou nie aan dink nie. En die een ding is jy's nou afgetree en een van jou kinders verloor nou hulle werk want dit is maar nou 'n ekonomiese situasie en jy wil hulle nou help want hulle het ook kinders op skool ensovoorts. Nou as jy mooi gaan dink, jy moet nou finansiëel help. Jy wil graag help, maar wat se impak het dit op jou finansies? Moet jy dit nou in jou testament gaan aanpas want is dit regverdig dat die een kind bo die ander kind kry? Hoe impakteer dit jou finansiële gedeelte? So dis 'n verandering in jou omstandighede, maar wat jou direk in jou finansies impak. En die ander gedeelte is natuurlik my gunsteling as mense so net na belastingtyd na my toe kom en sê, "Yes, ek moes die 27ste November vir jou geluister het na my planning gedoen het want ek moet nou soveel belasting betaal." So asseblief, ek moet kan planne maak. So baie van daai lewensgebeurtenisse en so divers en so 'n mens moet op 'n manier dit kan analiseer. Ek bedoel julle by IFSA het seker nou tegnologie of iets wat daai hersieningsproses kan help, nie waar nie. Definitief. So ons het 'n sekere stelsel wat ons kliënte en adviseurs wat saam met ons werk, wat ons vooruit vir hulle te sê, hoor hierso, dit is nou nog 'n maand voor jou hersiening, kry so lank vir ons jou budget reg. Kyk so lank na jou bate en laste, kry vir ons jou situasie, is daar iets pertinents wat verander want 'n mens dink nie daaraan nie, maar dis ons werk om jou te vra daarvoor en dit gebeur elektronies of laat ek so sê outomaties, maar 'n mens moet nog steeds maar jou vinger op die situasie hou. Ja. Frikkie, wat maak julle netwerk van onafhanklike adviseurs anders in hulle benadering? So Jane, ons het nou al die ding ook al 'n paar keer wat ons nou uiteengesit het nou. Die begin is ons het 'n personal touch. Ons hou daarvan om mense in die oë te kyk. Die manier wat ons na persoonlike inflasiesyfer kyk en ek sien van die groter maatskappye begin dit ook nou doen, so dis 'n pleintjie. Maar ek dink die groot situasie is ons probeer met elke interaksie wat ons met mense het, probeer ons waarde toevoeg. So op watter vlak ook al is dit net advies, al is dit net bietjie bystand. Is dit kundigheid wat 'n mens daai insit. Daar's nie nood dat 'n mens finansiëel voordeel moet dit is net ons probeer net daai interaksie wil ons waarde toevoeg en dis maar iets naby aan die hart. Frikkie, mens kry soms die idee dat as jy na 'n groot maatskappy toe gaan, jy verwys na 'n groot maatskappy. Jy koop 'n produk daar by 'n ou wat eintlik maar 'n til kon slaan in 'n grocery shop partykeer. Hoekom maak IFSA? Wat maak julle anders as daai groot platformverkoper? So Dit gaan weer eens, dit gaan oor die personal touch. Waar ons daarvan hou om voor 'n kliënt te sit, deur hierdie 7 stappe of wat ook al die beplannings te gaan en regtig op 'n persoonlike vlak met die mense kommunikeer en 'n werklike uiteensetting vir die mense te kan gee om te sê, hoor hierso, ons sien jou as kliënt, jy's nie net 'n nommer nie. Ons wil na jou persoonlike situasie kyk en ons wil die beste doen wat daar is vir jou. So dis daai interaksie, dis nie net 'n cookie cutter tipe van scenario nie. Ons gee werklik om en soos ek sê, dis die waarde toevoeging wat vir my belangrik is. Frikkie, hoe maak mens kontak met julle? Baie eenvoudig, SMS die woord kontak na 48422 en dan staan ons reg om bestellings te vat.
Maar lekker, baie dankie Frikkie dat jy hier is. Dankie om hier te kuier, is lekker om te hoor dat jy by IFSA doen. Dankie vir julle, lekker dag. Nou ja, as jy enigstens direk met IFSA wil kontak maak, is dit baie maklik as jy met hulle gesels. SMS die woord kontak na 48422. 48422. SMS kos R1.50 en BSNV geld. IFSA is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer met 'n FSP nommer 4337. Bly net daar waar jy is, ons is nou weer terug.